Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, is die 16de Maart, die jaar 2026. My naam Dani Gerberman, is my weer opgewonde, dis maandag, lus vir hierdie nuwe week, Ons is lus om in die teenwoordigheid van Abba Vader te kan beweeg, halleluja. En vandag gaan ek bietjie iets aanraak ook, wat ons almal mee sukkel, soms met tye. Verstaan die versoekings. My mens, daar's versoekings wat op ons pad kom, en ek en jy moet vasstaan. Ons leef in 'n tyd van versoekings. Ons kan maar sê wat ons wil, maar daar's altyd versoekings wat op ons pad kom. Want daar's 'n versoeking om te doen wat ek en jy nie moet doen nie. Dis 'n versoeking wat op ons pad kom. Daar's 'n versoeking wat ons moet sê, wat ons nie moet sê nie, wat ons wil, ons sê goed, wat ons nie moet sê nie. Dis eintlik 'n drukking wat wil uitmaak. En dan is daar daai versoekings met ons denke. Ons dink goeders wat ons nie moet dink nie. Ek en jy moet vasstaan. Jy weet nie wat, dit maak ons nie 'n teiken nie, dit maak ons nie 'n slegte mens as hierdie versoekings op ons pad kom nie, want ek en jy moet dit beveg, want Jesus was ook versoek gewees. Kom ons gaan kyk 'n bietjie daar in God se woord. Hy was hier, hy sê dit vir ons hier in Matteus 4, hier vanaf verse 1, die versoeking van Jesus. Hy sê, en toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Waardeur wie versoek ons? Die duiwel. God versoek ons nie, die duiwel versoek ons. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En ek lees verse 5. Hoor wat sê hy? Toe neem die duiwel hom. So met ander woorde, Jesus is almagtig, hy is God. En hier kom die duiwel en die duiwel neem hom en hy vat hom na 'n plek toe wat ek eintlik wil sê is waar hy nie wil wees nie. En dis presies hoe die duiwel met ons werk. Hy vat ons gedagtes, hy vat ons spraak, hy vat ons uitkyk en dan verander dit, want hy wil hê ons moet soos hy wees. Hy sê verder, toe neem die duiwel hom saam na heilige stad, het laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werk u self af, want daar is geskrywe, want sien, die vyand ken God se woord. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En hy sê, daarna het die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. So versoekinge gaan op my en jou pad kom. Jy is nie heilig nie, jy is nie soewerein nie, die dinge gaan op jou pad kom, maar wat doen ek en jy met daai versoekinge wat op ons pad kom? En die woord sê vir ons baie duidelik wat ek en jy moet doen. Ons gaan kyk daarso in Jakobus 4, verse 7. Hy sê, onderwerp jou dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Nader tot God en hy sal tot jou nader. My boetie en sussie, dis wat ons moet doen. Ons gedagtes, ons spraak, ons handel en wandel. Die duiwel is uit om my en jou te verwoes. Die duiwel is uit om ons huwelike te verwoes. Die duiwel is uit om ons verhoudings in die kerk te verwoes. Want hy hou nie van eensaam, samesyn en al die goed wat mooi is nie. Hy soek daarvan, ek en jy moet op 'n hoopie sit, onsself bejammer en onsself om die lewe bring en gaan selfmoord pleeg. Dis wat hy wil hê. En ek en jy moet ons onderwerp aan God en ons moet die duiwel weerstaan. Jesus het hom weerstaan en hy het gesê, Satan, weg van my af. En ek en jy het daai autoriteit om vir Satan te sê, in die naam van Jesus Christus, vat jou paai en waai. Op so 'n mooi manier te sê. Ek en jy het die mag wat die Here vir ons gegee het, om op slange en skorpioene te trap. Wat maak ek en jy met dit? Met die autoriteit wat God ons gegee het. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie, Here, vir u teenwoordigheid. Ja, Here,
Baie keer is die versoekings maar net bietjie sterker as ons wil. Maar Here, dankie dat U Heilige Gees wat in ons is, sterker en groter is as die vyand. Here, en help ons, laat ons nie sal ingee nie, laat ons die vyand sal weerstaan, en ons sal nader aan U beweeg, want U woord sê, dan sal U nader aan ons beweeg. Seën ieder en elkeen wat hierdie woord hoor vandag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.